En ons praat oor die aard van lewe. Die aard van lewe. En kom ons begin sommer met die woord. Lukas 19 vers 39 tot 40. 'n paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus: "Meneer, maak stil u volgelinge." Maar hy antwoord: "Ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep." So Jesus is op 'n stadium besig om te preek in Jerusalem. Hy's besig om hierdie boodskap te bring met passie en ywer. En die volgende oomblik is daar mense rondom hom wat hoor hoe ander mense sê, maar loof die koning. Dis amper soos wat ons sal sê, prys die Here. En julle sal hoor, ek gebruik dit nogal baie, want dit is lekker. En baie mense sê, loof die koning, met ander woorde, prys hom as Here, prys hom as die koning van die heelal. En dan is daar hierdie mense rondom hulle wat dit hoor, en hulle sê, maar ons kan nie meer hierdie vat nie, ek wil dit nie meer hoor nie, ek wil nie hierdie naam deur my ore hê nie. En die rede is, want hulle was nog nie reg om die naam van Jesus Christus te hoor nie. En daarom het die naam van Jesus eintlik hulle gees begin krap, begin irriteer. Hoekom? Want hulle het geweet, hierdie is die naam waarna my gees en my siel gesmag het. Kan ek net vra, ek sien nie 'n paar wat so rondom ander kyk, moet ons hierdie ding eerder bo sit volgend? Ok, ek sien ons so een of twee piela, kan ons hom dalk gou bo sit. Dankie, Geilings het ook gehelp, dankie. Of dankie Swanne, dat is hy. Dankie. Kom sit ons sommer bo. Dat is hy, dankie julle. Pieter sê, hy gaan hom nou nie center vir oggend nie, maar ek is okay daarmee. Dankie julle, is altyd vir my lekker om almal te kan sien, ook so van die hoogte af. Maar twee staan hy, en is hierdie mense wat sê, maar ons wil nie hierdie naam hoor nie, so word stil, en dan antwoord Jesus hulle, en hy sê, maar as hulle stil bly, as hulle ophou sê, loof die koning, sal die klippe uitroep. En die woord vir uitroep is hierdie, dit beteken 'n hartstogtelike, emosionele skree. So dis daai desperate skree uit die siel uit, wat sê, sien jy dit nie raak nie. Hier is 'n Jesus wat die koning is van die heelal. En dan sê hy, en selfs die klippe sal dit uitroep. Wat sal die klippe uitroep? Die klippe sal uitroep, Jesus is koning. Jesus is koning. Hy is die koning van die heelal. Aanskou my God, want hy is waarlik koning. Dit laat dink my so aan daai ou lied. Ek weet nie wie van julle dit onthou nie. Maar daar is daai ou lied. All hail King Jesus. Ja, die Afrikaans. Almal eer koning Jesus. Hy is die koning van die heelal. Ek het lank geoefen aan hom, Pieter. Maar dis wat die klippe uitroep. Dis wat die klippe uitroep. Jesus is die koning. Wie van julle kinders, het julle al ooit gehoor hoe klippe praat? Nog nie, het jy al gehoor? Sy het al gehoor. Mooi man. Nou, het jy al oor die klippe hoor praat? Wat sal die klippe sê as dit kon praat? En Jesus sê hierdie, die klippe sal sê, Jesus is koning. Kan ons almal gou saam sê, Jesus is koning. Dis hoe die klippe sou klink. Dis wat hulle sal sê. So die natuur getuig konstant van die heerskappy, die koningskap van Jesus Christus. Dis hoekom baie keer wanneer die Here deur die natuur praat, sal baie profetiese mense na dit kyk en hulle sal luister, want ons het die getuienis uit die natuur en uit die klippe en uit die mielies en uit die sojas en uit die aartappels en uit ons huise uit. Jesus is koning. Wat vir my so mooi is, die laaste ruk agter ons huis, so julle sien is die mielies al redelik hoog, maar as die wind begin opkom, en dit begin deur die mielies waai, dan klink dit soos die gedruis van die see. Dis die mooiste geluid, hierdie gedruis van die see. En ek sit so eergisterand, en hoor ek hoe gaan dit, en ek hoor hoe klink dit soos die water, en ek wonder by myself,
wat sê die milies? En is vreemd. Wat sê die milies? Waarvan getuig hulle nou? Want onthou, wat sê die Here? Wanneer ons ophou getuig, sal selfs die klippe en die milies en die sojas en die bome in ons strate getuig. Ons het hierdie geneigtheid om op te hou getuig van die goedheid van God en te begin lewe spreek en te begin doodspreek wanneer dinge nie lyk soos ons gehoop het nie. En onthou hierdie vers, Spreuke 18 vers 21. Die tong het mag oor dood en lewe. Die wat lief is om te praat, sal die gevolge dra. So baie keer as ons ophou getuig, begin ons doodspreek. Maar hier's die milies en ons het die geluid wat gaan. En ek vra vir die Here, waarvan getuig hulle? En die woorde wat dadelik by my opkom, is almal eer koning Jesus. Die milies staan en getuig. Aanskou my God. Jesus is koning. Daar's lewe. Die natuur sien baie keer God meer as wat ons hom sien. Die natuur ervaar sy heerskappy, al wil ons dit nie sien nie. Hulle sien God, hulle ervaar sy werking. Genesis 1 vers 1 sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Wie van julle weet, hoe het God geskep? Hoe het God geskep? Hoe het hy geskep? Mooi. Hy het gepraat. Hy het sy asem gebruik. So elke keer as God gesê het, laat daar lig wees, was daar lig. As hy gesê het, laat daar plante wees, was daar plante. Laat daar mense wees, was daar mense. En deur te praat, deur uit te asem, het hy elke ding rondom ons geskep. So elke ding wat ons sien, alles in die natuur, kom uit die woorde, die asem, die wese van God uit. Alles op aarde, die milies, die bome, die klippe, selfs die ligte behoort aan God. So oral waar ons kyk, is dinge wat deur God gemaak is en wat nog steeds aan hom behoort en dinge waaroor hy nog steeds asemhaal, want hy hou aan werk, hy hou aan verander, hy hou aan verbeter. Daarom sal ons baie keer sê, ons voel, die Here is besig om asem te haal oor 'n sekere ding. En dit beteken eintlik dat die Here besig is om nuut te skep binne in daai persoon, binne in daai omstandigheid, binne in daai siekte. Ons vertrou die Here is binne in dit besig. Hy's besig om asem te haal in dit. En soveel meer in die skepping, in die milies, in die natuur. En die natuur hou daarom aan getuig, Jesus is koning. Het jy al ooit gewonder vir ons kinders, waar is God? Het jy ooit gewonder, waar is God? Want ek sien hom nie. Ek sien hom nie voor my nie. Waar is hy? So God die Vader staan op 'n stadium in die hemel en hy kyk af op die aarde. En hy sien die mense is in die moeilikheid. En dan besluit hy, ek stuur my seun en ek stuur die Heilige Gees om te gaan help. En van daardie oomblik af was God op aarde. Wat beteken dat ons hom altyd in elke ding rondom ons kan raak sien. Ons kan hom leer ken deur die manier hoe die natuur werk. Want iets van sy diepste deel, die asem van God, is besig om daar te beweeg. Hy is teenwoordig in alles rondom ons. Daarom sê Psalm 19 vers 2, die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die getuig van die mag van God. Hoekom? Want God is daar teenwoordig. Die woord teenwoordig beteken sy skaduwee is oor dit. Dis soos wanneer ek en Simon, as ons loop daar in Pick n Pay, en dis maar die lekkerste as hy saam met my stap en hy vat my hand. Kyk, en kom met die trotse papa bors mos nou uit, hè. En my hemde sit styf, Pieter. Dis nie as gevolg van die verjaarsdagkoek wat ons nou gaan eet nie. En dan stap ek saam met hom. En dit is vir my eintlik so mooi, as hy so naby aan my stap, dat my skaduwee oor hom val. En is dieselfde met God. Hy stap so naby aan ons, dat sy skaduwee oor ons val. Dit is teenwoordigheid. Dit beteken in elke oomblik is hy besig om te praat. Dit beteken in elke oomblik is hy saam met ons en hy vat ons hand.
En dis 'n ding wat die natuur beleef en waarvan die natuur aanhou getuig, selfs wanneer ons vergeet om dit te doen. So Romeine 8:19 sê hierdie, met vurige verlange, wag die skepping daarop, dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word. So die aarde hou aan getuig. Ons sien 'n land wat besig is om dood te gaan. Maar in die gees is daar plante wat aanhou sê, Jesus is koning. Aanskou my God. Hierdie is my Here. En die aarde wag vir ons om openlik te begin saam uitroep, aanskou my Here, hier is my God. Hy sien uit met 'n vurige verlange vir ons om God te begin kies, bo enige vrees, bo enige leuns, om lewe te begin spreek in steede van dood, om geloof te kies in steede van vrees. Wat is geloof? Geloof is kennis en vertroue. Kennis sê, ek weet wat die Here al gedoen het. En vertroue sê, ek weet, hy kan dit weer doen. Hy kan dit weer doen. En dis hoekom ons baie keer ons geloof moet bou. Hoe bou ons geloof? Baie eenvoudig. Romeine 10:17, kom ons lees saam. Die geloof is dus uit die gehoor, die aanhoor, en die gehoor of die aanhoor is deur die woord van God. So ek bou my geloof, stig my gees, deur te luister na die woord van God. En partykeer is dit in 'n getuienis. Onthou, die woord getuienis beteken, God kan dit weer doen. So wanneer iemand vir jou getuienis oor die Here vertel, weet net, hy kan dit weer doen. En dis tyd dat ons begin stap in daai vertroue. Dis tyd dat ons begin sê, maar Here, soos die natuur, gaan ek begin sê, al lyk dit dood, al lyk dit nie goed rondom my nie, al voel alles leeg, aanskou my God. Hy is besig om asem te haal oor my. So die skepping wag vir ons om op te vang. Daar is hierdie mooi voorbeeld van die natuur, kom ons lees gou saam. Eksodus 3 vers 2 tot 5, waar die Here deur die natuur praat. En dit sê hierdie, toe verskyn die engel van die Here aan hom, dis Moses, in 'n vlam binne in 'n doringbos. En terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, ek wil tog 'n bietjie nader gaan aan die wonderlike verskynsel om dit te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit in die doringbos, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. Die Here sê toe vir hom, moenie nader kom nie, trek jou skoene uit, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. So die Gees kom praat met hom deur die natuur, deur die bos. En dan later in Deuteronomium 31 vers 8 sien ons hierdie, die Here sal voor jou uitgaan, hy sal by jou wees, hy sal jou nie in die steek laat nie, jou nie alleen laat nie, moenie bang wees nie, moenie skrik nie, moenie bang wees nie. Hoe het Moses geweet, ek moenie bang wees nie? En dit was so eenvoudig soos hierdie, van die Gees van God, het deur 'n bos met hom kom praat, deur die natuur. En ek weet so baie keer, verlang ons na hierdie woord van God, 'n aanraking van die Here, 'n bevestiging, maar Here, wys net vir my, sê net vir my, alles gaan oukei wees, sê net vir my, U is steeds in beheer. En hy praat die heeltyd, en hy praat deur die skepping hou aan verheerlik, die skepping hou aan getuig, ons luister net nie genoeg nie. Jy kan nie anders as om in die aand hier te staan en wanneer jy die milies se gedruis hoor, te weet, ons God leef. Jy kan nie anders nie. Jy kan nie anders as jy daar by hom Gysele was, en jy hoor die stories van die beeste, en daar by hom Charleston, en jy hoor die stories van die beeste, en wat die Here alles al kom doen het, in die middel van al die gemors, wat op die oomblik aan die gang is, kan jy nie anders as om te weet,
hy is nog steeds koning nie. Jy kan nie anders nie. Die natuur praat met ons. Die Here praat deur die natuur. Baie keer staan ons op 'n plek en ons het die voeltjie wat skielik in die geraas van die strate, deur die geraas van dit begin chirp en ons het die ding wat in jou siel inkom, wat sê, kyk, hoe mooi het my God hierdie gemaak. En dan bring hy vir jou die woord op woord, wat sê hy is nog steeds koning oor die natuur, oor die reën, oor my huis, oor die oes in hierdie tyd. Hy is nog steeds koning. Moses gaan verder, hy vra in Exodus 33 vers 18 hierdie. Hy sê, Here, laat ek tog net u magtige verskyning of heerlikheid sien. Wat hy eintlik vra is, Here, laat ek net sien hoe u lyk, net vir 'n oomblik. Laat ek net sien hoe u lyk. En ons het Woensdag aand so vinnig hieroor gesels. Maar dan vra hy, wys vir my u heerlikheid. En heerlikheid of glorie verwys na twee goed. Die een is die gewigtige teenwoordigheid van God. Wanneer God so sterk teenwoordig is, dat dit voel of die atome in die lig begin swel. Maar die ander ding is, dit verwys ook na die skoonheid of die aangesig van God. Om God aangesig tot aangesig te aanskou. So wat vra Moses? Hy sê, Here, help my om u gesig te sien. Help my. Dis een van die goed wat ons die meeste mis in vandag se lewe, is ons sien nie meer God genoeg aangesig tot aangesig nie. Ek kyk hom nie meer in die oë nie. Ek hoor nie meer sy stem nie. Maar in die skepping kan ek hom raak sien. Enige iemand hier wat al ergens 'n plantjie geplant het of geboer het, kan vir jou sê, kom kyk. Ek wys vir jou waar die Here is. Ek wys vir jou waar my God is. En dis wat gebeur wanneer ons aanhou luister en aanhou sien. Habakuk 2:14 sê hierdie, soos die waters die seebodem bedek, so sal die magtige teenwoordigheid van die Here oral op die aarde geken word. Met ander woorde, ons sal hom sien. Ons sal hom aangesig tot aangesig kan sien in ons huise, in ons strate, in ons munisipaliteit. Ek het gister al gestop. Dit lyk beroerd, maar God, ons gaan sy aangesig daar sien. Ons gaan hom kan sien in die mielielande, in die sojas, in die aardappels. Ons gaan hom kan sien oor in alles wat rondom ons is, want hy is 'n magtige teenwoordigheid. 'n Laaste ding. Ek sal nooit vergeet nie, ons het so 'n paar jaar terug gaan ons na Nysna toe by Stormsrivier. En ons gaan draai daar by die natuurreservaat. En dit was my eintlik so mooi, nou stap jy op hierdie lang paadjie, ek wil net sê, aan die begin van die paadjie, die van julle wat al gestap het, na daai brug toe, aan die begin van die paadjie sê hulle nie vir jou, jy gaan jouself doodstap nie. Yes. Maar ons het so baie keer, dan stop ons en ons geniet die view, en ons eintlik het bome voor jou, maar ek is so moeg, kom uiteindelik by die brug aan, en ek het hoogtevrees, besondere hoogtevrees. So ek sê nou die dag vir Pieter ook, moet my asseblief nie op 'n leer sit nie. By die 3de trappie begin ek bewe. En in elk geval, nou gaan ons op hierdie brug, en ek wil braaf wees vir my vrou, want nou hardloop sy. En die volgende oomblik, begin die golwe onder die brug gaan. En jy kan nie anders as om daar te staan, en jy kyk na die golwe, en jy kyk na die berge. Jy kan nie anders as om te sê, Here, ek sien U is koning. Ek sien U is 'n groot God nie. En net soos daar so baie ander plekke waar die natuur vir ons kom getuig, waar die natuur ons kom aanmoedig, en ons sien nie meer God rondom ons nie, ons sien hom nie meer in die mielies nie, al lyk dit of hulle besig is om dood te gaan, ons sien hom nie meer in die strate nie. Want ons het so familier begin raak met God, so familier begin raak met dis, hoe dinge veronderstel is om te gebeur, en dan spreek ons dood oor ons dorp en oor ons families, want ons sien die patrone. Maar hier is die ding,
is dit ons nodig om te begin kies vir geloof bo vrees. Ons het nodig om te begin kies om lewe te spreek bo dood, om 'n lofoffer te bring soos die natuur wat uitroep, al sien ek nie eens 'n wolk in die lug nie. Wat is 'n lofoffer? 'n Lofoffer is daai oomblik waar ek Jesus se naam oor my lippe bring en hom loof en hom prys, al sien ek nog nie die wonderwerk nie, al sien ek nog nie die uitkoms nie, al sien ek nog nie die deurbraak nie. En daar wil ek vandag vir jou vra, is jy bereid om 'n lofoffer te bring vir hom? Is jy bereid om soos die skepping te sê, soos die klippe wat uitroep, waarvan Jesus praat, loof die koning Jesus. Hy is koning, en hy is op die troon, en hy is in beheer, al sien ek hom nie. Is ek bereid om daai lofoffer te bring in my familie waar dit nie so goed gaan nie? Is ek bereid om daai lofoffer te bring in my besigheid, waar dit lyk of dinge uit mekaar uit gaan val? Die laaste vers, en dan gaan ons saam staan, Hebreërs 13 vers 15. Hy sê, laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring. Die lof wat aan hom gebring word deur die lippe wat sy naam bely. Ek wil jou vandag aanmoedig, wanneer die storm groot raak, Jesus, Jesus, Jesus. Wanneer ek nie meer woorde het nie, Jesus, Jesus. Wanneer dit vir my lyk of alles rondom my uitmekaar uitval en my huwelik wil nie herstel nie. Lofoffer, Jesus, Jesus, Jesus. En ek roep sy naam uit en ek verklaar dit, want ek weet, daar's uitkoms, daar's verlossing, daar's lewe. Kan ek vra, kan ons almal saam staan? Ons gaan vanoggend 'n lofoffer bring aan die Here. En die manier hoe ons dit gaan doen, is ons gaan 'n profetiese verklaring maak oor ons dorp, oor die oes, oor ons gesinne. Ons gaan begin lewe spreek in steede van dood. Ons gaan sy naam oor ons lippe bring, voordat ons hom met ons oë kan sien. Ons gaan sy naam spreek, want hy is steeds koning, hy is steeds God, en hy is steeds op die troon. So ons gaan 'n verklaring opsit, en ek gaan vra dat ons dit saam herhaal. En Pieter, jy kan sommer aanhou speel in die agtergrond, dankie Boeta. Ek gaan vra dat ons dit saam herhaal, ons gaan dit 2 keer doen. En ons gaan die Here vertrou vir reën in ons lande, en nie net in ons sin nie, en hulle wat van ver af kom ook. Ons gaan die Here vertrou vir reën in ons gesinne, ons gaan hom vertrou vir reën in ons dorp, oor ons munisipaliteit, in ons waterwerke, ons gaan hom vertrou. So kom ons maak saam hierdie verklaring. Ek gaan 'n sin sê of 'n woord sê, dan sê jy agter my aan. En kom ons doen dit hardop vanoggend. Hier gaan ons. Ek glo en verklaar vandag dat Jesus Christus steeds die heerser oor my lewe, oor my kerk, oor my dorp en selfs oor die reën is. Ek verklaar dat hy die koning in ons skole en oor ons dorp is, dat sy gees deur my beweeg en in my werk om soos hom te lyk, om te kan glo en om lewe te kan spreek. Ek roep vandag oor myself, my huis, die lande, my dorp en elkeen rondom my. Jesus Christus is steeds koning. Hy is steeds God en hy is steeds op die troon. Amen. Nog 'n laaste keer.
Kom ons gaan terug te laan en daar vorige een toe. Ek glo en verklaar vandag dat Jesus Christus steeds die heerser oor my lewe, oor my kerk, oor my dorp en selfs oor die reën is. Ek verklaar dat hy die koning in ons skole en oor ons dorp is, dat sy gees deur my beweeg en in my werk om soos hom te lyk, om te kan glo en om lewe te kan spreek. Ek roep vandag oor myself, oor my huis, oor die lande, oor my dorp, om elkeen rondom my, en kom ons voeg by, oor my familie, oor my gesin, oor my kinders, oor my kleinkinders. Jesus Christus is steeds koning, hy is steeds God, en hy is steeds op die troon. Amen. Amen. Kom ons gee vir Here 'n groot applaus vandag. Dankie Here. Kom ons sluit af met 'n laaste lied en dan gaan ons saam kuier. Kom ons sluit af. As ek opstaan in die oggend en ek sien die son, elke môre vars genade uit Jesus se hand. Dit maak nie saak wat mense sê, dit maak nie saak wat mense dink, dit gaan my stil maak nie. Dit gaan my stil maak nie, ek gaan sing, skree, spring en dans, ek gaan vertel dat Jesus my redder is. Ek gaan sing, skree, spring en dans, ek gaan seker maak dat die wêreld hoor, hy leef, hy leef, hy leef, hy leef, hy leef, hy leef. Ek sal nie vrees nie, ek sal nie skuil nie, want Jesus gee krag. Hy is my redder en my leier, voluit sal ek hom volg. Het maak nie saak wat mense sê, het maak nie saak wat mense dink, dit gaan my stil maak nie. Dit gaan my stil maak nie, ek kan sing, skree, spring en dans, ek kan vertel dat Jesus my redder is. Ek gaan sing, skree, spring en dans, ek gaan seker maak dat die wêreld hoor, hy leef, hy leef, hy leef, hy leef, hy leef, hy leef. Dit maak nie saak wat mense sê, maak nie saak wat mense dink, niks gaan my stil maak nie. Niks gaan my stil maak nie, ek gaan sing, skree, spring en dans, ek gaan vertel dat Jesus my redder is. Ek gaan sing, skree, spring en dans, ek gaan seker maak dat die wêreld hoor, ja ek gaan sing, skree, spring en dans, gaan vertel dat Jesus my redder is. Ek gaan sing, skree,
So ek vir jou aanmoedig, kom ons getuig, kom ons roep uit saam met die klippe en die skepping. Kom ons spreek lewe van hierdie oomblik af. Dankie ook dat jy vandag deel was van ons gesinsdiens. Ek weet ons doen dinge so 'n bietjie anders op hierdie Sondag, maar prys die Here en dankie vir elkeen van julle. Onthou ook, agter is Ronel by die banier, as jy graag deel van die WhatsApp groep van die gemeente wil wees, of wil inskakel, of meer inligting wil hê, kom kuier ook saam met ons, en kom kry koek, blykbaar is daar baie, so fantasties. Dankie vir elkeen wat daar gesorg het ook, ons sien uit daarna, en ontvang die seën van die Here. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag hy sy aangesig oor jou laat skyn. Mag jy uitroep saam met die klippe, Jesus leef, en mag hy vir jou vrede gee. Amen. As ek opstaan in die oggend en ek sien die son